Meeste van ons het groot geword in hierdie idee dat God hierdie verskriklike wese is, wat net wag om te kyk of ons foute maak, dat hy ons kan slaan, en ons het groot geword in 'n bang vrees vir God. Nie 'n heilige vrees, 'n geloofsvrees nie, maar 'n bang vrees. En daar is vandag nog groepe wat dit by mens probeer tuisbring, wat maak asof God net wag dat jy die verkeerde naam gebruik, of dat jy net een van die Joodse reëls nie nakom nie om jou te slaan, en laat God net vir sekere mense die verlossing oopgemaak het. Dit kan nie verder van die waarheid af wees nie, en al hierdie goed wys op religion of op godsdienst, en nie op Christendom en 'n verhouding met God nie. Wat jy oor God glo, bepaal hoe jy die lewe ervaar. Nie net of jy in hom glo nie, maar hoe jy hom sien. Sy karakter, sy hart, sy gesindheid teenoor ons. Ons begrip van wie God werklik is die lens waardeur ons alles interpreteer. Die Bybel, ons omstandighede, ons gebede en selfs ons besluite. Dawid het hierdie ding verstaan en hy het 'n siening van God gehad wat anders is as wat ons aangewoond is. Hy sê in Psalm 27 vers 13, ek sou sekerlik omgekom het as ek nie geglo het om die goedheid van die Here te sien in die land van die lewendes nie. Met ander woorde, Dawid het geweet, God vir ons goedheid wil bewys in die land van die lewendes op aarde. Dawid het swaar kry beleef, hy is vervolg, hy is verraai, hy is misverstaan, hy het foute gemaak, maar die ding wat hom staande gehou het is sy geloof in God se goedheid. Sy siening van God het bepaal wat hy verwag het, hoe hy gevoel het en hoe hy op uitdagings reageer het. Jou siening van God doen dieselfde in jou lewe. Dit bepaal jou perspektief. Sien jy geleenthede of probleme? Dit bepaal jou verwagtinge. Glo jy God is vir jou of teen jou? Dit beïnvloed jou emosies. Lewe jy met vrede en vreugde of is jy 'n ou bangbroek wat met vrees lewe? Dit rig jou reaksies. Reageer jy in geloof en sê God gaan vir my deurkom, of raak jy moedeloos en gaan sit op 'n hoopie? Dit vorm jou gebedslewe. Bid jy met sekerheid of bid jy met die hoop dat dit dalk suksesvol gaan wees? 'n Verkeerde beeld van God as 'n kwaai, ongevoelige regter bring skuldgevoel en vrees, maar om God te ken as 'n liefdevolle Vader, vul ons met vertroue en hoop. Psalm 25 vers 8 sê, die Here is goed en reg, daarom leer hy die sondaars aangaande die weg. Dis juis omdat God lief is vir ons, dat hy sy seun aan die kruis laat sterf het. Dis juis hoekom hy met ons 'n pad wil loop. Dis juis hoekom hy na ons toe uitreik. God begeer om ons te lei in sy waarheid, nie om ons te veroordeel nie. Ons moet net ons foute erken en ons sondes bely en vra vir vergifnis. Selfs wanneer ons deur moeilike tye gaan, is God se getrouheid altyd daar. Psalm 119 vers 75 sê vir ons, ek weet, o Here, dat u oordeele regverdig is en dat u my in trou verdruk het. Wanneer jy God sien as goed, getrou en regverdig, verander dit hoe jy leef, dit verander hoe jy hom aanbid en jy begin verwag dat sy goedheid jou sal volg, dat dit jou sal deurdra in jou moeilike tye. Kom ons kies vandag om ons gedagtes op die ware God te rig en om te verklaar dat hy goed is, dat hy getrou is en dat hy vir ons is en niks of niemand kan teen ons wees nie. Hemelse Vader, ons eer en verheerlik en ons prys U naam. Vader, ons aanbid U vanmôre en ons dankie dat ons weet wie U is. En ons wil bid dat die Heilige Gees dit elke dag meer en meer aan ons bekend sal maak. Dankie dat hierdie week in U hand is en daarom sal ons suksesvol wees. Ons eer en verheerlik U naam. Amen.